Ek groet u in die wonderlike naam van ons Koning Jesus Christus, ons Verlosser, ons Saligmaker op hierdie Dinsdag, die 27ste Januarie 2026. Ek is Jacques Pieters, hierdie is Brood vir die Siel, 0720202615. Weet jy wat ons in die Bybels lees? Vanmôre, terwyl ek so 'n paar gedeeltes lees, stop ek hier by Handelinge 16. En ek besef dat Paulus was eintlik 'n man met baie lankmoedigheid. Hy was nie haastig nie, hy het nie opgewonde geraak nie. Hy was regverdig. En die dinge wat met hom gebeur het, waar hy gegaan het, is vir ons 'n voorbeeld van dinge wat Jesus gewaarsku het, sal met ons as gelowiges, of ons wat die woord verkondig, wat met ons sal gebeur, hoe ons behandel sal word deur ander. Paulus was eerste so behandel. Nie net hy nie, maar ook die ander disippels, maar ons lees die storie van Paulus in die boek van Handelinge wat geskryf is deur Lukas. En in hoofstuk 16 lees ons waar hy vir Lydia, 'n purperverkoopster, daar in Thyatira, wat 'n godsdienstige vrou was, wat na hom geluister het, na sy woord geluister het, en sy het tot bekering gekom, en is gedoop, en sy het aangedring met Paulus, dat hulle by haar moet gaan bly, dat hulle daar kan kom eet en oorbly, as hulle glo dat sy is 'n gelowige vrou, as hulle glo dat sy tot bekering gekom, as hulle glo dat sy het Christus regtig ontvang, en hulle was op pad soontoe gewees. En daar was 'n vrou met 'n waarsêende gees, wat vir Paulus hulle vir dae lank gevolg het, en uitgeroep het: hierdie manne is dienaars van God die Allerhoogste, en hulle verkondig aan julle die weg van verlossing. Dit was ten voordeel, maar ook ten nadeel. Jy sien, Paulus, hulle het natuurlik die pad gestap met baie uitdagings, net so wat ons vandag sien met Christene gebeur reg oor die wêreld. Jy sien, die wêreld het 'n agenda. Die wêreld haat Christene. En so het daar baie verdeeldheid by die Christene ingekom. En dit gebeur omdat die Christene dit toelaat. Sy het baie dae lank vir Paulus en Silas gevolg en het uitgeroep, en Paulus het toe uiteindelik die eendag omgedraai en vir die gees, nie vir die vrou nie, vir die gees gesê: ek beveel jou in die naam van Jesus Christus om daar uit te gaan. En hy het op dieselfde oomblik uitgegaan. En toe die eienaar sien wat gebeur het, het hulle vir Paulus en Silas gegryp en na die owerheid toegeneem. En luister mooi, hulle was voor die regters gebring. En hulle was beskuldig dat hulle Jode was en 'n opskudding veroorsaak. En dat hulle sedes verkondig wat nie vir hulle geoorloof was as Romeine nie. En die skare het saam teen hulle opgestaan. En die regters het hulle klere laat afskeer en 'n bevel gegee om hulle met stokke te slaan. Hulle is geslaan met stokke. Hulle klere is afgeskeer. Hulle is verneder voor die mense. Almal daar rond het teen hulle gedraai. Die skare het opgebou en hulle het natuurlik gejuig. Hey, hier's 'n bietjie avontuur in ons dorp. Ja, slaan hulle, want hulle verkondig hierdie Christus. En hulle was bevel gegee om hulle in die gevangenis te werp en sorgvuldig te bewaak. Kan die mens so bang wees vir 'n Christen? Kan 'n mens so bang wees vir die woord wat verkondig word deur 'n man wat gekies is deur God om die woord te verkondig? Kan die mensdom so eenvoudig raak om redes te soek om ontslae te raak van iemand wat die waarheid preek, die waarheid spreek, wat vir mense
die woord gee om tot lewe te kom, om die ewige lewe te kan ontvang. Kan die mens so iemand so haat, as jy die waarheid spreek? Omdat hulle kies om eerder na waarseende geeste te luister. Omdat hulle kies om eerder die werke van die wêreld te volg in plaas van die dinge van God, die Vader, Jesus Christus, die Heilige Gees. Is dit dan so, ook in vandag se dae, dat net een geloof word gehad in die wêreld, en dit is die Christen. Maak nie saak wie sê wat nie. Die stryery oor onbillike dinge wat nie 'n saak maak nie, wat jou nie in die hemel gaan bring nie. Behalwe die evangelie van Christus. Dit wat hy gedoen het aan die kruis vir my en jou. Sien ons hierso hoe Paulus en Silas vervolg word, net so wat Jesus gewaarsku het gaan gebeur. Lukas 19 vers 43 sê, want daar sal dae oor jou kom dat jou vyande 'n skans rondom jou sal opwerp en jou omsingel en jou van alle kante insluit. Maar Paulus en Silas het nie opgegee nie. Wat het hulle gedoen? In middernag het Paulus en Silas gebid en lofliedere gesing tot eer van God. En die gevangenes het na hulle geluister. Almal wat daar in die tronk was, want hulle was in die middel geplaas, die hele tronk kon hulle hoor. Hulle het nie opgegee nie, hulle was geslaan met stokke, hulle klere was afgeskeer, hulle het elke rede gehad om negatief te wees, maar hulle was nie. Hulle het gesing, hulle het God geëer, want hulle het geweet, hoekom is hulle daar? Hulle het geweet waaroor die vervolging gegaan het, want Jesus het gewaarsku die dinge gaan gebeur. Maar skielik gebeur daar 'n groot aardbewing en die fondamente van die gevangenis het geskit en onmiddellik het al die deure oopgegaan en die boeye van almal het losgeraak. Van almal. En die tronkbewaarder het wakker geword en hy het geskrik en hy was in vrees. En so het dit gekom dat die tronkbewaarder in sy huisgesin gedoop was. Hulle het tot bekering gekom. Hulle het vir Paulus hulle versorg, die wonde versorg. En die volgende dag het die owerhede gestuur dat hulle moet losgemaak word en vrygelaat word, maar Paulus het nie sommer net dit aanvaar nie. Hy het gesê nee. Ons is Romeinse burgers wat julle nou voor almal geslaan het, verneder het, in die tronk gegooi het en nou wil julle ons in die stilte vrylaat. Paulus het dit nie aanvaar nie. Nee, kom julle wat ons beskuldig het, kom julle en maak ons vry. Jy sien, God werk op besonderse maniere. Jou vyande sal oor jou val. Jou vyande sal voor jou kom smeek. Jou vyande sal nog vir jou kom sê jammer op die regte tyd. Jou vyande sal verneder word voor jou. Hou jy net aan glo. Hou jy net aan vasstaan. Hou jy net aan om God te loof en te prys. Hou aan om jou Bybel te lees. Hou aan om God te verhoog, om hom in lofsang te prys. Kom ons bid saam. Hemelse Vader, dankie vir 'n nuwe dag, Here. Dankie dat U ons vooruitgaan. Dankie, Here, dat U ook daar is om die tronkdeure vir ons oop te maak, dat U die boeie van ons hande sal laat afval. Vader, dankie dat ons ook nie opgee nie, maar dat ons hier aanhoudend sal loof en prys, dat ons nie verval in die sedelikheid van die wêreld nie, maar dat ons vasstaan in geloof en in die woord, dat ons vasstaan in U beloftes, dat ons weet, Here, dat die genot van die lewe nie deel is van ons lewe nie, maar dat ons deel is van U wêreld, deel is van dit wat U ons geroep het voor. Dankie Vader, dat U ons verhoog en ons vyande verneder in Jesus naam. Amen. Onthou, lees jou Bybel self, moenie toelaat dat die wêreld jou mislei nie. Groete.